Net een teksvers vanmôre, Jeremia 24 vers 7. Jeremia 24ste hoofstuk, 7de vers. En ek sal hulle 'n hart gee. Ek sal hulle 'n hart gee om my te ken. Dat ek die Here is. En hulle sal vir my 'n volk wees. En ek sal vir hulle God wees. Want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Hoor jy die woord van die Here? Hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. In hierdie tye van, daar's soveel slegte nuus. Daar's soveel snaakse goed wat aangaan. En waar het jy gesien 'n kind van 13 skiet sy skoolhoof? Jy weet, dit is crazy tye waarin ons lewe. En in hierdie negatiewe tye het ek vanmôre vir u 'n stukkie goeie nuus. Ek het iets wat jou 'n bietjie weer gaan sin maak in die lewe. En ek glo jou gaan optel en jou bemoedig. En om my boodskap so 'n bietjie in te kleur vandag, het ek vir u 'n paar videoklips gebring om vir u te wys wat die Here besig is om te doen reg oor die wêreld. En ek gaan vra dat Marna vir ons 'n paar van hulle net sal speel. Ons net daarna kyk. Net sien wat die Here besig is om te doen, sodat jy net weet, God is nog in beheer. And he will still take your breath away if you come to him. Hierdie was by die Passion 24, dis in Januarie maand, Louis Giglio hou dit elke jaar. 60,000 jong mense. Net jong mense. Ek kwalifiseer nie meer om daai ding by te woon nie. Dis net jong mense. Kyk 'n bietjie net na dit en luister daarna. For the Lord God Almighty, hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy. Are you Lord God? So lyk dit as 60,000 jong mense. Die video die mekaar werk. Ons God begin aanbid. En begin prys. En die Here is besig. Dankie man, nou gee my die volgende ene. Julle kan dit by die huis alles kyk, is pragtig. $70,000 Egiptenare. Ja, Egiptenare. Moslimland. 70,000 Egiptenare. Kyk bietjie wat gebeur. Kyk dit dan. Amazing. Egiptenare mense.
Daai aand het 8000 mense tot bekering gekom. God bless. So cool, so cool. Amazing, amazing, amazing. Dankie Marlon. Waar is die ene? Is dit nie fantasties nie? Goeie nuus man. Hier is besig. Hierdie is 'n goeie ene. Hierdie het voor die Withuis in Amerika gebeur. Jy sal nie dit op die nuus sien nie. Jy sal nou sien hoeveel, ek kan nie sien hoeveel duisende en duisende en duisende mense. Kyk hier daar, kyk hier daar. As die kamera so scan, hy kan nie tot die einde kom nie. Hordes en hordes mense voor die Withuis in Amerika. Praat en sing van ons God. The universe is fled. Then sings my soul, the Savior comes to me. Massa mense, kyk hier dan. Daar luister jy. Dankie Marno. Ek het nog videoklips. Een in Amsterdam waar 15,000 jong mense by mekaar kom. As jy ooit in Amsterdam was, dis die enigste plek waar ek nog ooit was waar jy, as jy daar loop, voel jy die sonde. Seker dis die hoofstad van sonde in die wêreld. Ek is oortuig daarvan. Dis 'n verskriklike plek. Maar hulle kom by mekaar en daar's 'n ander videoklip, jy kan dit gaan kyk, waar hulle op die markplein net 'n openligdiens hou en daar's so 'n paar honderd mense wat besig is om die Here te aanbid. Jy sien ons het 'n koortjie gesing al die jare. All over the world, the Spirit is moving. I'm here to tell you this morning, folks, all over the world, the Spirit is moving. Die Here is besig om sy woord in vervulling te bring. Mense vra, what's the world coming to? Can I answer you? The world is coming to Jesus. Ek glo dit met my hele hart en ons gaan dit sien in ons eie land. Ons vertrou die Here daarvoor. En die goeie nuus vanmôre is, dit kom nie van mense af nie. Dis nie 'n een kerk, dis nie 'n organisasie of 'n denominasie wat dit bring nie, maar is die Here self, want die Here sê, ek sal hulle. Hy sê, die Here self sê, ek sal hulle. Hy gaan iets doen, my broers en susters. So wie is die een wat gee? Die Here homself. Die Here is besig om te gee aan hierdie wêreld. Hy's besig om dinge te doen en niemand gaan dit stop nie, want ek kan nie vir een oomblik dink dat die Here sit in die hemel en hy sien al die dinge wat op die aarde aangaan, al hierdie verskriklike dinge, en hy sit agteroor, ek sê dit met respek, en hy dink, wel, dat hulle nou maar aangaan. Nee, hy is nie tevrede met dit nie, en hy's besig om reg oor die wêreld te beweeg. Jy weet van moslems, jy het dit al gelees, gesien, wat die Here is besig om aan hulle te verskyn, bonatuurlike verskynsels, en hulle ontdek, Jesus Christus is die enigste redder en die enigste verlosser. Nou wat is hy besig om te gee? Wat is die Here besig om te gee? Wel, hy sê vir ons, hy's besig om vir hulle 'n hart te gee om my te ken. Dis wat die Here besig is om te doen. Hy's besig om, en dis hoekom ons dit sien in hierdie massas in 'n land soos Egipte, want die Here is besig om aan mense 'n hart te gee om hom te ken. Hy's besig om die mense se harte, ons kan maar 'n bietjie hande klap vir die Here. Prys hom, haleluja. Hy's besig om hulle gedagtes, hy's besig om hulle planne, hy's besig om hulle begeertes, hy's besig om hulle innerlike mens iets daar te plaas wat hulle die Here sal leer ken. Kan ek vir jou vanmôre sê, daar is op hierdie aarde geen groter geskenk as om die Here, die almagtige, die ewige God te ken nie.
Niks kan met dit vergelyk nie. Geen geskenk wat enige iemand vir jou gee, kan ooit vergelyk met die gawe wat die Here vir ons gee. Dis die belangrikste ding wat ooit met jou sal gebeur. As jy die Here leer ken, as jy ontdek wie hy is, man, dis die beste oomblik van jou lewe. Jou hele lewe sal verander. Jou omstandighede sal verander. He will take your breath away and you will realize this God is such an amazing God. As jy hom net kan leer ken, hy gaan jou dit bring vreugde, dit maak jou opgewonde. Man, dis die wonderlikste ding om die Here te ken. As jy die Here ken, is jou naam geskryf in die boek van die lewe. As jy die Here ken, en jy blaas jou asem hier uit, gaan jy reguit daar plek wat hulle noem die hemel. As jy die Here ken, dan sal jy ontdek, hy's besig om vir my 'n plek voor te berei. And some glad morning, we're going to fly away, and we're going to inherit that place. As jy die Here ken, dan weet jy, jy's deel van 'n familie. Ek behoort aan iemand. Die Here is my vader, en ek het 'n broer en ek het 'n suster. As jy die Here ken, dan bring hy vreugde, hy bring blydskap, hy bring opgewondenheid in jou lewe. As jy die Here ken, neem hy al jou sondes weg. Hy was jou en hy maak jou witter dan die sneeu. As jy die Here eers ken, dan ontvang jy die Heilige Gees, en die Heilige Gees leer jou en onderrig jou en help jou en sê vir jou wat jy moet doen. Kan iemand asseblief vir my enige nadeel wys om die Here te ken? Come on. Daag jou uit. Come on, man. Wat 'n nadeel is daar? Daar's net voordeel om die Here te ken. En die Here sê, hy gaan vir ons harte gee, dat ons hom kan ken. Wow! Ons moet daarvoor bid, mense. Ons moet die Here vertrou, want hy gaan dit vir ons gee, en hy gaan daai heerlikheid en al daai mooi dinge saam met ons gee. Hy sê, ek gaan vir hulle harte gee om die Here te ken, dat ek die Here is, that I am the Lord. Die Here beteken, ek sê dit met respek, hy is die baas. Die Here beteken, hy is al die gesag. Die Here beteken, hy het al die mag. Die Here beteken, daar is niemand wat langs hom kan staan nie. Hy is nommer 1. Hy het die hoogste rang, hy is die hoogste persoon, en niemand kan met hom vergelyk word nie. My broers en susters, jy en ek dien nie 'n Here nie, ons dien die Here. Halleluja, en hulle kan maar plakate van Allah en Boeddha en die weet wat alles opsit. Ek gee nie om hulle kan 1000 plakate opsit, daar bly net een Here, en daar is een God, en daar is een redder, en sy naam is Jesus Christus, en hom sal ons bely, en hom sal ons glo. Halleluja. En hy sê, ek gaan dit vir die mense gee, 'n hart, dat hulle kan weet ek is Here. Bid dit, mense. Weet jy, dit moet in, die Here moet dit, lyk my die Here moet dit vir ons gee. Mense gaan nie tot bekering kom nie, as die Here nie dit vir hom gee nie. So jy moet jou kinders begin bid, Here, gee vir hulle hart wat U sal ken. Gee vir hulle hart wat U sal verstaan. Bid dit vir jou familie, bid dit vir jou vriende wat besig om verlore te gaan. Sê, Here, maak hulle, dat hulle in hulle harte sal ontdek dat U is God, en daar is niemand soos U nie. Hy sê, en hulle sal ontdek, en ek sal vir hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Nou ek weet die Here praat natuurlik hier van Israel. Maar ons weet dat Israel is maar net 'n tipe van die Nuwe Testamentiese kerk. En ek sê altyd, en dit wat ek glo, dat as Israel is gered deur die bloed van 'n skapie aan 'n deurpos. Nie ons nie. Ons is gered deur die bloed van Jesus Christus. Ek dink ons het meer toegang na die Vader. Ek dink ons het meer vrymoedigheid om na die Here toe te gaan. Daarom sê die Hebreërs skrywer, laat ons toetree met volle geloofsoortuiging, met volle gemoed en in die heiligdomme van die Here in. Ons kan ingaan en daarom wat die beloftes van Israel is nog meer vir jou en vir my tot van betrekking. Ons sal vir hom 'n volk wees en hy sal vir ons 'n God wees. En dan, dit is wat die gedagtetjie wat ek vir jou wil bring, waarmee ek gaan afsluit vanmôre. Want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Ons sien dit besig om Israel te gebeur. Sedert 1948 toe hulle 'n staat geword het, daar van elke land, daar's nie 'n land op die wêreld waar die Jode kan keer om terug te kom Israel toe nie.
En selfs met al hierdie moeilikheid en gedurende hierdie moeilikheid kom stroom hulle terug. Dis hulle land, hulle wil gaan veg, hulle wil gaan staan. Hulle is besig om terug te keer. En my broers en susters, as ons kyk na hierdie videoklips, dan sien ons dat reg oor die wêreld onder die vreemdste volke wat jy dit nie verwag nie, is mense besig om terug te keer na die Here toe. Is mense besig om die Here te ontdek. Hulle is besig om te draai en te sê, ons het 'n nuwe hart, ons het 'n nuwe gees en hulle kom terug met hulle hele hart. Ek wil vanmôre aan jou 2 vrae vra. Ek wil sê die eerste een is belangrikste, maar hulle is al 2 belangrik. Eerste vraag wat ek jou wil vra is: het jy al teruggekom na die Here toe? Is jy op sy pad? Loop jy die pad van die Here? Vanmôre vra ek dat die Here met jou sal praat, soos hy met my gepraat het, met Erika gepraat het, met Ernst gepraat, met elkeen gepraat het, gesê, kom na my toe. Het jy al teruggekom na die Here toe? Of loop jy maar jou eie pad? Loop jy God se pad? Vanmôre het jy 'n kans terug te kom. Nou my tweede vraag is aan u, wat op die pad loop, wat Christen is, wat die Here ken en dien. Hoeveel van jou hart behoort aan die Here? Die Bybel sê, hy soek jou hele hart. 50% is nie goed genoeg nie. 80% is nie goed genoeg nie. 99% is nie goed genoeg nie. Here sê vanmôre, ek soek jou hele hart. Ek soek alles. Mense, dis tyd om op te hou om ons godsdienst in kompartemente te verpak. Ek is 'n Sondagmens en 'n Maandagmens. Dis nie 100% nie. Ons leef in 'n tyd waar die Here vra, hy gaan terugkom en hy gaan homself aan ons openbaar. Hy gaan sy woord aan ons, hy gaan ons wys wie hy is, maar hy soek ons hele hart. So vir jou wat al reeds gekom het, wil ek wil vir jou vra vanmôre. Watter persentasie besit die Here van jou? Watter deel van jou hart behoort aan die Here? Kan jy vanmôre werklik sê, my hele hart behoort aan U? You still take my breath away. You're still the only one in my life. Maak net die oor toe terwyl ons hierdie liedjie speel. Luister na die woorde asseblief. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. I come. Just as I am. Just as I am, and waiting to rid my soul of one dark cloud, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God. Die sleutel vanmôre lê in die woorde, just as I am. Dis die sleutel. Jy hoef nie te verander nie. Jy kan kom net soos wat jy is. Is hier iemand wat vanmôre sê, Here, ek kom terug. Ek hoor U woord. Ek wil U pad loop. Staan op en ek iets sien wees jy. Enige iemand wat sê, ek kom terug, Here. Just as I am. Just as I am. I
want to come to you. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Dankie, 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 dankie. Baie dankie. Sy nog mense. Verskriklik baie dankie. Just as I am. Just as I am, I come, Lord. Here, ek wil nie meer my pad loop nie. Ek wil die pad van die Here loop. Ek wil die wil van die Here doen. Ek soek God se guns. Ek soek sy teenwoordigheid in my lewe. Dankie, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan kom net soos ons is. Dankie dat ons hoef nie te verbeter nie. U sal ons verander, Here. En ek bring my broeder en my suster vanmôre na U toe. Here, ek bring elkeen wat na U staan vanmôre. Vanmôre maak ons 'n besluit. Ons gaan die Here dien. Ek in my huis sal die Here dien. Ons kom huis toe en ons volg die Here. Openbaar U self aan ons, Here. Openbaar U liefde aan ons, Here. Openbaar U wil en U plan vir ons, o Here, dat ons van hierdie oomblik af sal weet, ek is 'n kind van die Here. Ek is weergebore. Ek behoort aan Hom. My sondes is vergewe. Ek dank U daarvoor, Here. Seën elkeen vanmôre. Seën, Here, U sien vanmôre. U sien die trane wat U gestort word. U sien die harte wat vanmôre oop is en sê, ek kom, Here. Just as I am, I come to you. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor. Is daar van die vanmôre wat wil staan en sê, Here, ek het vir U 90% gegee. Ek wil vanmôre 100% gee. Ek wil my hele hart vir U gee. Ek is die eerste wat staan en sê, Here, ek wil my hele hart vir U gee vanmôre. Lord, you can have it all. You can have it all, Lord God. You can have it all. Lord, take my whole heart. Let it be unto you, Lord, an instrument that your Spirit can move in my heart, in my life and in my circumstances. Ek dank U, Here. Dankie vir my broers en susters wat vanmôre hier staan en sê, Here, vat ons hele hart. Ons wil 'n Christen wees van die môre tot die aand, van Sondag tot Sondag wil ons aan die Here behoort. Ons wil U sien, ons wil U ken, ons wil U erken. U moet ons Here wees, U moet ons verlosser wees, U moet ons redder wees, U moet ons anker wees, U moet die een wees wat voor ons uitloop, o Here, en ons wil U volg 100% van hierdie môre af aan. Gee ons hele hart vir U, Here, ons hele hart vir die Here wat alles vir ons gegee het. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat U ons aanvaar en dankie dat U ons neem vanmôre as U kind. Dit is aan U kan behoort. Dankie daarvoor in Jesus se naam.